dit was om by die ouer huis te kon werk, soos oom Koos Trudeau, oom James Coetzee, oom Jan Langeveld, dit was allemaal my patiënte. Nee, ek het vir hulle met liefde versorg. En ek weet nie, daar was ook een baba Rousseau, hier van die plaas hier in. Dit is wel half gebrekelijk was ons. Maar een oggend kom ek op diens. Nou sê ouwe thuis baie vol. En suster sê, Johannes, vanmorgen is hier trouble. En ons het nou een ou baas van die plaas hier, wat so nikkerig en vol dinge is. Jy moet toch kyk op die vorm vandag. En kan kalmeer en kan afkoel. Nou sê ek nou, wat lê hy dan nou op die sandpots, nee? Daar waar die mense nou in die sonkamer. Daar was die plekkie, maar hulle kon nou in die sonkamer gesê, want hy moes nou ouwe thuis. En ek gaan toe, ek sê, goeiemorgen meneer Russell. En ek kyk, hy het soke prachtige blauwe gehad. Wie is jy? Ek sê, ek is verpleegster Johannes van Wittewater. As meneer beloof, meneer gaan soep wees, dan ga ek na meneer kyk, want die dorpse nurses gaan ons nie na een mens kyk, ek sê na meneer. Ek sê, is het true? Bedoel jy dit? Ek sê, ja meneer. Oh ja, nou ek vir alles gedoen wat ek kon gehad. Ek sê, meneer, ek gaan op meneer dat doen en ek gaan op meneer dat doen en al die. Hy sê, nee, dit is goed so. Jy moes gesê, jy gaan na my kyk. Mense, dit was een besigheid. As ek 2 dae af is, dan moet hulle my bel huis toe. Om baba, hy nou, wat Johannes? Wat is Johannes? Ek beloof, hy sê na my kyk, hoe gee jy daarop af? Want vandag hier gewees het, nou so lief, dat die mens vir die mense geword, nee? En hulle vir jou, as jy vir hulle moet hy passie en hy liefde en hy verzorgd, hy was alles in my. Nou, dit was een wonderlijke tydperk. Ek kan onthou om Jan Langeveld het een kolostomie gehad. Die weet mos wat is een kolostom. En syne was nou eindelijk vastgewerk hier aan sy binneste. En die dag is daar een verpleegster en ek weet nie hoe sy nou vir hom skoongemaak het, die daar gaan die steke nou los en die wond raak aan die bloei en hy is so ontevrede. Ek sê man, om Jan moet nie so aangaan nie, ek sal nog vir om Jan hier help. Ek het nou vir Jan gehelp en ek sê, kyk jy, oma het altyd gesê, as jy blaas, dan vat het die pijn weg. Blaas ek nou, omdat sy my wereldwaarkind, dit is so. Die gaan die pijn weg, die gaan die pijn weg. Ek het later aan so, ek het net nachtdienst gedoen. O, ek was verskrikkelijk lief, want ek wil in die nacht wees, ek wil daar wees, waar die ou mense is. Daar was een ou oomie ook, wat so moeilik gewees het. Dan wil hy saans, toe ons nog die burglerbaas by die oude thuisie, dan wil hy dier die venster. Nou, ek is nou aan bevel, ek sit nou meerendeels in die kantoor, in die telefoon en dan gaan geef nog nachtpille uit onder en so. Ek nou terugkom, toe sê is morgen my, en die Joyce, die opa is aan vanavond, baie moeilik, hy wil nou net dier die venster klim buiten. Nou, ek later aan toe sê, man kan meer op. En toe gaan ek nou later, na ek my pille klaar gekaart het, gaan ek toe sê, goeienaand, opa. Ek kyk my, hy sê, my kind, wanneer het jy dan gekom? Ek sê, opa, hy hele tyd terug. Hy ene sê vir my, ek is so bly om vir jou te sien, en hy omhels my. Ek sê, opa, as opa nog my beloof, opa gaan slaapies, dan gaan ek vir opa lekker koppie warm melkies maak. En ek gaan maak toe die warm melk, en ek bring het hom.
En hy sê vir my, ek moet by hom kom lê. En die ander, ja, lekker aan die slaap. En toe kon ons weer ons werk verder doen. Nou was oma Rina Higo. Nou sê sy vir my, Nursie, ek het my luggage vergeet op die bus. Nou sê ek die ander nurses, ek sê ons moet 'n plan uitdink dat oma Higo is onrustig, ons kan nie, hoor hoe klop haar. Ons moet 'n plan uitdink om vir haar vanaand rustig te kry. En ek is ook eens, ek sê, kyk jy, oma Higo, ons gaan nou vir oma vat, dan gaan ons die luggage haal op die bus. En ook is het nou aan een arm en ek aan die een arm. En ek sê, ons draf nou, oma, ons gaan nou draf na die bus toe om die luggage te gaan haal. Ja, oma het ons so tussen ons. Oma. En toe so eind is, sê oma, Kaie, dankie my kinders, ons het nou die bus ingegaan en ek het nou my luggage. Nee, dit is soos ou mense breinwerk en as jy wederstrewig is of dwars is, dan gaan jy nooit daardie persoon kalm kry. En dit het vir my al die jare, het dit vir my geleer, wees altyd liefdevol, wees altyd bid. Wanneer het kom by bid, vra vir die Here om vir jou kalmte te gee, sodat jy weet, vanaand, daardie persoon kry daardie slaappilletjie, maar dit kan nie, dit maak nie vir hulle aan die slaapie, dat alles heel nag wakker, en jy wat verpleegster is, moet iets van hulle afweet, of vir hulle, om vir hulle kalm te kry. Daarom sê ek, om in 'n ouerhuis te werk, is ook nie almal se werk, né? Ja, jy moet haar op jou tande en jy moet kan skuil by die Here, né? Want om vir hulle, wat is die oom se naam wat die dingeswinkel gehad, die meubelwinkel? Johnny Carstens, ja, Anker Meubels. Johnny Carstens was net so 'n liefdevolle mens. Hy het altyd gesê, man, jy moet maar sommer saans hier by my kom slaap, want ek weet nie of jy môreoggend af is nie, want as jy af is, dan is daar altyd iemand anders wat kon sê, nie, Johnny, almal is aan my so sleg nie. Ons moet almal tevrede wees. Nou die Here is baie goed as 'n mens so kan dink, né? En so praat, dan is dit so, dit gee vir jou heimwee en verlange, né?